Julle weet wat om deel B. Nou dis baie interessant. Ek het al soveel, al my lewe lank het ek gehoor die pastore preek en julle weet wat om julle weet. En dan sê hulle is die Heilige Gees. Maar nie een kwoteer 'n tweede skrif wat sê, dit is hoekom dit nie kan gebeur nie. Ek gaan dit maar net sê, dis presies wat met Dani Botha gebeur het. Daar is 'n paar honderd ouens wat gesê, dit kan nie die wegraping wees nie. Maar nie een reg oor die wêreld het gesê, why? Hoekom, waarom kan dit nie plaasvind nie? Nie een nie. Ek was die enigste een, en dis hoekom ek addisionele 7 lesings van 'n uur gemaak het, om vir die mense te leer, met grafieke en alles. Ek wil net sê, daai grafieke het ons beskikbaar in Engels, sou u dalk belangstel in dit. Ek wil vir Jaonie en vir Rocco baie dankie sê vir daardie meesterstuk wat hulle geskep het. Die alles in 'n videovorm, kort videoetjie, maar die inligting wat daarin is, hoe sal hulle gesê het in Frans, magnifique, uitstekend. Ek dank Jaffa vir die verskillende gedeeltes van die liggaam van Jafashua. Die Bybel sê mos, Jafashua is die hoof, ons is die arm, en die ander is die been, en elkeen is besig met iets. Baie dankie, Suster Jaonie en broer Rocco. Die belangrikheid van die waarheid, dis waar die verskil kom. Ons lewe in die tyd van die groot leuen. Ek het dit al voorheen gesê, ek het die eerste preek van Prof Hannes was gewees oor die afval wat in die kerke begin. Wat is dit? Dis als 'n leuen, dis hoe dit plaasvind. Die belangrikheid van die waarheid. Ons gaan nou verder met die studie waar ons voorheen opgehou het. Wat is die mandaat of die opdrag van die Ruach HaKodesh of aan die Ruach HaKodesh? Wat is die mandaat? Johannes 16 vers 7. Johannes 16 vers 7. Nou weer, ek gaan 'n hakie sê, maar ek, apostel Johannes, ek wil net gou voor ek aan gaan sê, ons het soveel oproepe gekry van mense wat sê, prof, dit is so fantasties, dat jy met jou vingers die goed in hakies maak. Meeste van die predikers praat net en hulle lees net, en ons nie 'n klou waarvan hulle praat nie. Hakies is perfek. Maar ek, apostel Johannes, sê vir julle as bruid van Jafashua, dis Jesus Christus, die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek, dis Jafashua, weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie. Nou hier verwys hy na die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, as die trooster. Wat? Die woord trooster, wat beteken dit? Is om te vertroos. As 'n kind sy voet gestamp het en hy is klein, wat kom hy, papi, my tweekie, en dan sê mami, kom ek jou vertroos, of papi sê, kom ek jou vertroos, stel hom op, druk hom vas. Dis die werk van die Ruach HaKodesh, om ook te vertroos. Maar as ek, dis Jafashua, weggaan, luister wat sê, sal ek hom, naamlik die Ruach HaKodesh, na julle op die aarde stuur. Die Ruach HaKodesh, waar hierna verwys word, moet gestuur word. Hy was in die hemel, hy moes gestuur word. En as hy, dis deel 8, Johannes 16:8, en as hy, naamlik die Ruach HaKodesh kom, sal hy die wêreld oortuig. Waarvan? Waarvan? Van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Hy oortuig. Wat bring mense tot bekering? Die werk van die Ruach HaKodesh. Hy lei die ouens, hy oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Hy leer en lei in alle reg en in waarheid. Hy leer in alle reg en in waarheid. Wat doen hy? Hy leer in alle reg en in waarheid. Hy leer ons die waarheid. Weet jy wat? Jy kan die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, jy kan hom vertrou. Hy sê vers 16, van sonde, hy leer in alle reg en waarheid van sonde, omdat hulle in my, dis Jafashua, nie glo nie.
vers 10, en van geregtigheid, omdat ek, Jafashua, na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie, tensy Jafashua se hemelvaart, tydens Jafashua se hemelvaart, 2000 jaar gelede. Halleluja, hoe wonderlik is dit nie? Vers 11, hy sê en oortuig van oordeel, omdat die owerstes van hierdie wêreld geoordeel is, hulle dade het hulle reeds veroordeel. Die ouens wat in sonde lewe, hulle sonde oordeel hulle reeds, as hulle nie tot bekering kom nie. Vers 12, nog baie dinge het ek, Jafashua, aan julle te sê, maar julle kan dit, 2000 jaar gelede, nie dra of verstaan nie. Het is so maklik soos dit. Hulle kan dit nie dra nie, hulle kan dit nie verstaan nie. Weet jy ook hulle wil dit nie verstaan nie. Baie ons doen dit vir gerieflikheidsonthaalwe. Wanneer die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees gekom het, Johannes 16 vers 13, hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, luister wat hy sê, nou as daar die Gees van die waarheid is, wat is die teenoorgestelde? Daar is die Gees van die leuen. Ons het dit mos nou net gesien, 23-24 September, massief in die wêreld. Die Gees van die leuen. Ek wil net so terloops iets sê, al daai rabbies en daai ortodokse Jode en daai messiaanse ouens en almal wat geslip het, julle is almal doodstil, nie een het gekom en gesê, dis hoekom of dis hoekom nie. Hulle het gesê, nee, ons calculator se batterye, dis die minste wat hulle kon sê, die calculator se batterye was pap gewees. Vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, dis die Ruach HaKodesh, sal hy julle, wie bereid is, in die hele waarheid lei. Ons funksioneer nie in 80% van die waarheid nie. Sê Rooies en die anders, niemand weet wanneer Jesus kom nie. Man, kom sit met my om 'n tafel, gaan kyk net na Dani Botha se leuns deel 6 en deel 7, dan sê jy verstaan, ons weet presies wanneer hy kom. Tot op die uur en die minuut sal ons dit kan uitwerk. En dis nie om ons 'n calculator gebruik nie, dis eenvoudige somme, as jy staan 3 gemaak en dan behoort jy dit te kan baas raak, so maklik. Maar weet jy wat, die woord sê die Ruach moet dit vir jou oopmaak. Luister die, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, die Ruach HaKodesh, sal hy julle wie bereid is in die hele waarheid lei, want hy, die Ruach HaKodesh, sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy, die Ruach HaKodesh, van Vader Jahwe almagtig mag hoor, sal hy, dis die Ruach HaKodesh, spreek, en die toekomstige dinge aan julle, wie die bruid van Jafashua verkondig, en dis hoekom ons als vooruit wees. Hoekom? Ons ken die stem van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ons het nie nodig om 'n swart ou te luister om vir ons te vertel, wanneer is die tyd nie, of enige iemand anders te nie. Niemand anders te nie.